julle, vandag wil ek kyk hoe ons die tydperk, met ander woorde die N in ons saamgestelde renteformule kan bereken deur logaritmes te gebruik. Nou in graad 11 het jy geleer, kom ek skryf net die formule neer. A is gelyk aan P1 plus I tot die mag N as jy waardevermeerdering het, en vir vermindering sal dit wees A is gelyk aan P1 minus I tot die mag N. Nou in graad 11 het jy A opgelos, jy het P opgelos en I, dieselfde vir hierdie vergelyking, maar nooit N nie, want om N op te los is dit 'n eksponensiële vergelyking en ons het logaritmes nodig om N uit te werk. So kom ons kyk na die voorbeeld wat ek hier het. Ek sê Tabo koop 'n nuwe kar vir R250.000. Die kar se waarde depresieer teen 8,3% per jaar met die verminderde waarde metode. So dit is juist saamgestelde depresiasie. Hoe lank sal dit neem voor die kar R120.000 werd is? Nou, ons het depresiasie, die kar se waarde word minder, so ons moet die formule gebruik. Daarom gaan ek nou die een hier uitvee. Kom ons skryf dit net van vooraf. Ons formule gaan wees A is gelyk aan P1 minus I tot die mag N, en ons wil vir N bereken. Kom ons skryf A en P en I hier neer, voor ons invervang in die vergelyking. En ek gaan net weer lees. Tabo koop 'n nuwe kar vir R250.000. Die waarde depresieer teen 8,3% per jaar. Hoe lank sal dit neem voor die waarde 120.000 is? So nou die dag toe hy die kar gekoop het, was sy waarde R250.000. En dit is altyd die beginbedrag, nee. En nou gaan hy met die kar ry vir 'n sekere tyd, en die waarde gaan verminder met 8,3% per jaar. So dit gaan 8,3 gedeel deur 100 wees. So dit is 0,083. En die waarde gaan 120.000 wees na die vermindering. En ek wil nou weet, hoe lank gaan dit vat? So ons kan invervang. 120.000 is gelyk aan 250.000 1 minus 0,083 tot die mag N. Nou goed, die eerste ding wat ek gaan doen is om met hierdie 250.000 hier te deel. Dan kry ek 120.000 gedeel deur 250.000 is gelyk aan. En 1 minus 0,083 kan mens net gou met jou sakrekenaartjie maak, doen net so dit seker te maak dat jy nie 'n fout maak nie. Dit is 0,917 tot die mag N. Nou ja, daar het jy jou eksponensiële vergelyking. Ek kan die linkerkant 'n bietjie vereenvoudig, want al daardie nulle hier gaan uitkanselleer. So, dit gaan net 12 gedeel deur 25 links wees, en 0,917 tot die mag N aan die regterkant. En dit is 'n eksponensiële vergelyking. So ons wil die grondtalle links en regs dieselfde kry. Maar daar's geen manier hoe jy 12 of 25 as 'n grondtal van 0,917 kan skryf nie. So wat jy doen is jy gaan dit verander na logaritmes toe.
Nou, die eksponent hierdie n gaan wees die logaritme en die grondtal, hier het jy die grondtal, daar, 0,917, die grondtal gaan hier soos 'n klein voetnota wees, en dan gaan ek my 12 op 25 hier het. Ek dink altyd aan logaritmes asof hulle in 'n klein sirkel werk, so as ek gaan 0,917, want dis die grondtal, 0,917 tot die mag n, dan kry ek 12 op 25. En kyk, dis presies wat ek hier het. 0,917 tot die mag n is gelyk aan 12 op 25. En dan vat jy doeteenvoudig jou rekenaartjie en jy werk dit uit. En op my rekenaartjie kry ek 8,47 en dit is jaar. So dit is amper 8 en 'n halwe jaar, so amper 8 jaar en 6 maande. Nou ja, dis nie nodig om dit in jare en maande te skryf soos wat ek dit hier het nie, behalwe natuurlik as dit gevra was. Maar hoe maak ek om 0,47 jaar na maande toe te verander? Ek gaan doeteenvoudig 0,47 maal 12 en dan as jy dit gedoen het, dan is dit 0,47 maal 12 en jy kry 5,64 maande en weer eens sal dit maar afrond na 6 maande toe. Goed, so hierdie is maar net 'n ekstra indien jy jare na maande wou omsit. Goed, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld en hierdie slag het ek een uit 'n vraestel gevat. Het sê, hoeveel jaar sal 'n belegging neem om in waarde te verdubbel, indien die belegging rente verdien teen 'n koers van 8,5% per jaar, kwartaalliks saamgestel. So hierdie slag het ons nou 'n belegging en die waarde gaan meer word. Jy kan hier sien, is 'n belegging en die waarde gaan verdubbel. So as jy nou maar weer kyk na ek wil 'n pen hê, A, P, I en N, gaan aan die einde gaan dubbel wees. So die begin is nou maar net P. Die einde gaan dubbel die waarde van P wees, so dit gaan 2P wees. En die rentekoers is 8,5% kwartaalliks saamgestel. So die 8,5% gaan wees 0,085 as jy gaan 8,5 gedeel deur 100. Maar dan omdat dit kwartaalliks saamgestel is, gaan ons dit moet regmaak. Ons gaan met 4 met deel, want daar is 4 kwartale in 'n jaar. En ons moet ook onthou dat vir hierdie een van ons gaan ons moet regmaak sodat dit kwartale kan wees. So kom ons skryf net die vergelyking eers neer en dan sal ek N ook regmaak. So ons het A is gelyk aan P, 1 plus I tot die mag N, waar daardie N nou my aantal jare is. Kom ek vee hierdie 4 uit, want dit lyk daarom te na aan mekaar daar. Goed, so my eindbedrag is 2 keer my beginbedrag en my rentekoers was 0,085 en ek weet ek moet dit met 4 deel omdat dit kwartaalliks is. En my tydperk is N jare, maar ek weet ek moet dit met 4 vermenigvuldig om
dit kwartale te maak. En nou kan ek maar net invul wat ek kan. Die 2 P's gaan uitkanselleer as ek deur 'n P deel, so ek gaan kry 2 is gelyk aan, en ek gaan dit wat in hierdie hakies staan uitwerk op my sakrekenaar, en dit moet dan verhef word deur die mag 4n. So as ek 1 plus 0.085 gedeel deur 4 het, dan kry ek 817 op 800. En nou ja, dit is my grondtaal. En ek moet nou hierdie verander na 'n logvorm. So my grondtaal kom altyd onder as 'n voetnota by my logaritme. So dis 817 op 800. Dan, onthou dit werk soos in 'n klein sirkeltjie, dis 817 op 800 tot die mag 4n, so 817 op 800, dan gaan ek my 4n hier hê, en my 2 daar. En dan gaan ek vir my rekenaartjie, en ek gaan uitwerk wat 4n is. Nou ja, dit gee vir my 32,96. Maar onthou, my n is die een wat in jare is, né? So, om uit te werk hoe lank gaan dit vat, hoeveel jaar gaan dit vat, moet ek n uitwerk. So, ek gaan my antwoord met al sy desimale vat en net deur 4 deel, en dan kry ek n is gelyk aan 8,24 jaar. Goed, dit is die hele storie.